Dis drie legendes van Suid-Afrikaanse musiek wat vanaand by Geraas kuier, John, Clive en Glennis Lynn van Four Jackson and Jill. Baie welkom. Baie dankie. Kom ons praat oor die beginjare van Four Jackson and Jill. Dis een van die mees suksesvolle groepe wat Suid-Afrika opgelewer het. Jare 1965 daarom, die groep was eers The Zombies. Dis reg, ja. Maar ons verskil, ons is 'n klomp rooinekke. Ja. Kyk, ons praat Engels. Ich weiß der Deutsch sprechen? Yes. Ja, sie klommen zu Zulu. maar ek zeg so, nee, my Afrikaans is min of meer okay. Die Four Jackson and Jill in daai jare. Hoe het Suid-Afrika gelyk? Hoe die mense gelyk wat na die Four Jackson and Jill geluister het? En waarom was dit so groot sukses geweest? Familie? Ja, familielede. Ons was 'n familie. Ons vertonings was vir die hele familie. Ja. Vir klein kinders, vir baie ou mense. Maar ons wou, ek het 'n plan gehad en dit was om die groep altyd baie eksklusief te hou. Wanneer ons na die big time gekom het, okay, ek gesê ons gaan nooit weer vir dans speel. Ons hou van dans, maar mense moet na Four Jackson and Jill toe kom om Four Jackson and Jill te luister. Hulle moet sit, hulle moet hande klap. Sure. En vir daardie rede ons het vir jare lank aangegaan. Hoe lyk die tipiese Suid-Afrika rondom julle, want daar was Afrikaanse en Engelse followers. Daar was tussen die Timothys en die High Casanovas en die filmverskynings was daar Afrikaanse en Engelse werk. Hoe het die Suid-Afrika rondom julle gelyk? Die reaksie was heeltemal dieselfde van al die mense. Ja, dit was. Want hulle was familie. Die een ding wat dit my baie bly gemaak was, ek is I'm the real Rooinek, ja. Ek kan het hoor. But die Afrikaanse mense het my heeltemal, hoe sê jy dit? They just took me into their hearts. Ja. Net na die breek hou ons braaivleis hier op Geraas. 'n Groep soos Four Jackson and Jill, wat is tipe van verwag van 'n icon met die frontperson Glennis Lynn? Daar was die Karika Keusenkamps wat selfs beauty queen was, daar was die Sonja Harolds. Wat is dit van hierdie innocent, beautiful young girls dat mense hulle net so met oop arms ontvang het? Ek dink partykeer was dit die beeld van die in Engels sê jy the girl next door. Ja, ek dink dit was the main thing. Ja, mense kan na Glennis relate. Ja. Dit was die groot ding. Maar jy praat van Karika. As dit nie vir Karika was nie, sou ons nooit Timothy gehoor het nie. Jamie Ace het vir ons gevra om Timothy te doen vir sy rolprent, die professor die prikkelpop. Yes. Maar ons het gedink, dis 'n vreeslike liedjie. Ons het 'n bietjie so verander. maar daar was een ding wat ek daarvan gehou het. Dit was 'n Suid-Afrikaanse liedjie. Ja. Dit was Suid-Afrikaans. En Jamie het 'n baie interessante ding gesê. Hy het gesê Glennis het dit was sy expressie en Glennis het 'n audio optic voice. Hy bedoel daar It conjures up an image. Ja, it conjures up an image. Wanneer jy na Glennis luister sing, dan kan jy die prentjie sien oral wat sy sing. Op Four Jackson and Jill 2000 and Beyond, wat hoor mense? Is dit net ou materiaal of net remixes of net nuwe materiaal? Wat hoe sy aan mekaar gesit? Nee, dit is heel gemeng. Daar's omtrent 5 van ons heel wat nuwe nommers. Een wat David Mask geskryf het. Dit is 'n fantastiese liedjie. Yes. I'd love to write a love song. Dit is uitstekend. David het 'n baie goeie liedjie daar geskryf. En dan is 'n heel klomp vir ons geskryf het. Ja. Oor Afrika, oor die Afrika van vandag, wat ons president praat van die African Renaissance. Dus die liedjies daaroor. Weer Engels en Afrikaans? Op die plaat, dis net Engels en Khoza. Goed. Maar op die volgende een gaan Afrikaans wees. Wat probeer julle bereik met hierdie dansremixes? Wel, die trend nou vandag eintlik is dat soos die ou dae daar was so 10 liedjies op 'n plaat. Nou vandag mense soek meer. En nou is daar 12, 14, 16 liedjies op 'n plaat vandag. En die ding is, dit maak nie saak wat 'n musiek speel jy, country of enigiets. Mense soek ekstra, hulle soek meer vir hulle geld. En ons vind die trend nou is dat laat jy nou al jou liedjies op die plaat sit. En dan vat jy 'n party van daai liedjies en vat jy en sit jy en maak jy dan verwerk hulle as dance mixes. Jy weet, so pa kan dan sit en luister na Timothy. En dogtertjie kan luister na die remix van Timothy wat nou ja, absoluut. So ons wil almal meer toeganklik vir almal aan.